Hello, and welcome to Are We Relevant? Today's sermons and lessons are drawn from God's Word. We invite you to visit our website or buy a book on Google Books. Now, for today's lesson. Ek sê dit vir al die mense as ek altyd praat, ek is mal oor die Bybel. Die Bybel is een van die beste boeke wat geskryf is. Dis 'n resep tot sukses. Maar wat doen ons? Ons lees dit nie. Daar staan, bedink dat Joshua 1 staan van ding is van 9 tot 12, sê hy, bedink die boek elke dag. So wat beteken dit? Jy moet hierdie boek elke dag bedink. Wat beteken dit? Jy moet hom lees, jy moet hom vreet, jy moet hom indrink, jy moet hom inbere. Jy kan nie net hom daar op die rak sit nie, want anders gaan jy 'n gevrekte lewe hê. Hy bring lewe. Hierdie boek bring lewe. Kom ons gee vir julle goue agtergrondgeskiedenis van Babylon. Waar het dit begin? Noag. God het 'n skepping gemaak. Die skepping was so sondig en almal was sondig en onregverdig. Hy sê daar is geen mens goed nie, het God gesê in Genesis 6 vers 6, 5 en 6 het hy gesê daar is geen mens goed nie, sy denke is goed nie. So moet nie dink jy is goed nie. Die ou langs jou is ook nie goed nie. God sê ons almal. Hy het nie gesê een persoon nie. Hy sê geen mens het iets goeds in hom nie. Daar is net een goed dat Jesus sê, hy sê, dis die Vader. Toe die Here die vloed gebring het, toe kry hy vir Noag. En hy spaar sy seuns en sy familie, en Noag word gespaar, en hy sê, want die hele wêreld was korrup. En die woord wat jy daar sal sê, debauchery. Dit beteken dit godslasterlik. Debauchery is 'n klomp name saam, wat beteken seksuele, immorele, godslasterlike sondes. So alles wat jy kan verkeerd doen, seksueel, immoreel, alles is in daai woord debauchery ingesit. Dit kom uit die woorde in die King James baie voor. So dit beteken, Babylon was dit gewees. Okay. Maar kom ons kom eers by Noag uit. Toe kom Noag uit die ark uit. En Ham, sy sien toe vir Noag naak lê. En Ham lag vir sy pa waar hy naak lê. Hy wat sy vader en sy moeder naak sien, moet gestenig word. Wat het hy gedoen toe hy vir Noag naak sien? Toe vertel hy vir sy broers. Toe sê Noag vir hom, nou sal Kanaan gestraf word. Wie is Kanaan? Dit is Ham se seun. Die straf is so groot dat Noag vir hom gesê het, omdat jy gelag het en jou broers bring het en gelag het vir my, wat daar ook al plaasgevind het, maak nie saak nie. Die groot ding is, hy het nie respek gehad vir sy pa nie, toe sy pa daar gelê het op die bed nie. En toe gaan roep hy sy broers, en sy broers het agteruit geloop, want hulle wil nie selfde vloek hê nie, en hulle die lampen oor hulle pa gegooi. Nou Ham se afstammelinge was Nimrod. Nimrod was gesê, hulle het gesê, jy sal jou broers ondersteun, jy sal jou broers dien. Toe sê Nimrod, ek gaan nie my broers dien nie, ek gaan self 'n koning word. Hy het afgeskei van sy familie af en hy het 'n koning homself gemaak. Hy het sê, ek is 'n koning. Julle sal my almal aanbid as God. Ek is God, want hy was groot fris, hy was 'n jagter geweest. Hy het vleis uitgebroei, hy het bokke gevang. Almal sê hierdie handsome ou wat so groot is, en toe word hy maak homself 'n God en hulle bou hom. Hy sê ons gaan nie na God luister nie. As daar weer 'n vloed kom, ons wil tot in die hemelryk. En dan gaan lees wat staan daar. Gaan lees dit vir jouself. Dit is interessant. Dit is asof God by mekaar kom. God kom by mekaar in 'n vergadering. En God sê, wat gaan er hierdie aarde aan? Sien jy wat hulle praat een taal? Maar God het vir hulle gesê, gaan en vermenigvuldig die hele wêreld. Hulle wou nie, hulle wou almal op een bondeltjie bly, in een dorpie bly, by Willas Weiders of by Johannesburg, daar by casinos. Hulle wou almal 'n groot stad, almal saam gebly het, hulle het een taal gepraat. Toe sê God, hulle raak te sterk. Kom ons verwar hulle.
En toe bring hy waar hy die tale vandaan kom. En nou vlug hulle allemaal en so vlug hulle reg oor die wêreld. Want hoekom? Want God het gesê, hulle moet die wêreld vervul. Hulle moet die wêreld kom maak. Ok, ek gaan julle nou net daar los. Die toren van Babel is gebou, het God gegryp. Hoekom? Omdat dis die eerste keer na die skepping, die eerste volk weer wat God weer probeer skep het, dat mense net soos Adam en Eva hulle rug op God draai. So dis Babel. En toe God sê, toe God dit sien, toe sê hy gaan hierdie stad verwoes. Nou dis een van die profesieë wat jy kan vir iemand gee wat tot vandag toe nog 'n werklikheid is. Toe sê die God, ek sal hom tot op die grond verwoes. Daar is niks tot vandag toe nie. Al bly daar niemand nie. As God se woord spreek, dan sê waarheid. Ok, dit is Babel. Die Babyloniërs kom daar vandaan. Hulle is teen God, hulle is seksueel immoreel. Net soos vandag. Net soos vandag. Godloos. Regering, gewing, kerk sê Jesus is meer die Christus nie. Die kerk sê die Bybel is meer die waarheid nie. Die kerk sê die Bybel kan nie meer as God se woord aanvaar word nie. In die kerke is afgodedienste ingebring. Daar is seksuele immoraliteit binne in die kerke ingebring. Daar is afgode in die kerke ingebring. Daar word heidense praktyke in die kerk ingebring. Dis dieselfde as Babylonië. Dis wat dit beteken. Die woord, as God praat van Babylonië, hy praat in Openbaring ook, die hoer Babylon. Hy praat, dit is 7, Openbaring 17, sê hy, die hoer Babylon, en hy noem, wat die vrou Jezebel. En as jy in Openbaring 2 gaan lees, staan daar geskryf, en ek het dit teen jou, ek het alles wat jy doen is goed, maar jy het 'n vrou by jou wat 'n profetes is, haar naam is Jezebel, jy het haar in jou kerk ingebring, en sy is besig om van my mense te verlei. Sy regte vrou gewees, gaan kyk daar so, hy sê Openbaring, so Babylon en Jezebel gaan saam. Jezebel het vir Elia wou doodmaak, sy weet nie hoeveel mense priesters doodgemaak nie, dis omdat God elke keer praat van die Jezebel. Jezebel beteken dis 'n vrou wat net oor haarself omgee. Sy gee nie oor 'n man om nie, sy gee nie oor iets om nie, sy wil self uitreik bokant. Daarom sê hy Openbaring, daai vrou Jezebel wat mense wil verlei, sy's 'n valse profetes. Dis wat Babylon beteken. Nou Daniël is daar, hulle is weggevoer soontoe. In ballingskap, God het sê, julle sal 72 jaar in ballingskap wees. God het dit deur Jesaja en Jeremia, toe Daniël die boeke bestudeer, toe gaan hy na God en sê hy, Here my God, hoekom 72 jaar? Toe sê die Here, omdat ek so gesê het. So God het 'n plan, God het sê, julle sal weggevoer word. So wat beteken dit? As God in jou lewe werk, kan jy niks doen nie. Jy kan niks doen, jy kan teen dit werk, dan gaan jy moeilikheid kry. So jy kan teen dit werk. As jy nie meer glo dat God met jou is elke liewe dag van jou lewe nie, as jy net nie meer glo nie, broer en suster, weet jy wat gebeur? Jy staan alleen. Jy het geen iets om teen vas te hou nie. Jy het nie 'n rots wat jy kan opstaan nie. Jy het 'n toring soos Dawid sê wat ek kan wegkryp nie. Jy het nergens, jy moet net op jou eie brein en jou eie, en wat die dinge uitwerk. Hoekom is dit so? Wat gaan in die regering aan? Maar wat het gebeur toe kom die Babyloniërs gees en die Romeinse gees in Suid-Afrika in die wêreld in? Wat gebeur in die Romeinse gees wat in Babylonië gebeur het? Dit gaan oor geld, dit gaan oor prestige, dit gaan oor paartjies, dit gaan oor roem, dit gaan oor praktyk, dit gaan oor wie ek is, wat ek is, hoeveel geld ek kan maak, hoe ryk ek kan wees, wat ek kan besit, hoeveel karre kan ek hê, hoeveel huise kan ek hê. Dit gaan oor wat ek aantrek, en hoe mooi ek lyk, hoe ek aantrek. En het so al hoe meer gegaan, al hoe meer van
God dit net uitgeskuif, en hierdie God se woord is daar onder ingesit, en daar gegooi en gesê, ons stel nie meer belang nie. Daniel glo in God. Hy lees Jeremia en Jesaja. En in die boek van Jesaja sê vir hom, dat God sê, ek gaan julle wegvat na Babylonië toe, vir 72 jaar, maar ek sal met julle wees. Loof my en prys my in Babylon. Terwyl julle in 'n heidense land is, loof en prys my. Ek sal vir jou 'n herder wees, ek sal vir na jou kyk, ek sal nog steeds jou God wees, ek sal my belofte as 'n God nie aan julle verbreek nie, al is julle in Babylon. Al het julle rug op my gedraai vol, want daar staan op Rigters, ja, die Rigters staan daar geskrywe, heel laaste hoofstuk van Rigters, staan daar geskryf hierdie woorde, en almal het net gedoen wat hulle wil, elkeen vir homself. Hulle het nie belang gestel in God nie. Dis vandag so. En Daniel, wat het Daniel gedoen? Daniel het gesê, nee, ek sal aanbid my God, ek sal aanbid. En hoekom het hy teen die regering gegaan? Nee, hy het nie. Het hy vir die ouens probeer opstaking dryf en 'n klomp e-mails van hulle skryf en sê, hoor jy so, ek like nie wat julle doen nie. Nee. Hulle het gesien, Daniel is 'n baie begaafde man. Hulle het gesien, daai klomp ouers is anders. Dis die verskil. Dis hoe die koning hulle uitgekies het. Hulle het anders gelyk, lyk jy anders as iemand na jou kyk. Ons is in 'n kommunistiese Babyloniese regering, wat niks van God wil weet nie, wat afgode en alles inbring in die kerk en in ons lees alles uit die Bybel uithaal, die Bybel verander. Maar jy, hoe lyk ek en jy? Lyk jy anders as soos Daniel? Dat die koning sê, ek soek daai manne, hulle lyk anderste. Wat was hulle? Hulle het God gevrees. Hulle het geweet wat God se plan is. Daarom gee, verskoon my Here, ek het ook op die grond sit. Hulle het die boek geken, hulle het gelees en gesien wat God se plan is. Dis om Openbaring daar, jy kan God se plan lees vooruit. Ons het 'n vooruitplan van God in hierdie boek. Nou, hoef ons nie te vrees nie, en daarom het Daniel nie gevrees nie, want God het sê, ek sal julle so toe gaan. Die Daniel vas. Daniel sien toe, hulle word 72 jaar word in. Hy gaan bid toe. Hy sê, Here, asseblief, nie 72 jaar nie, ons kan dit nie nog langer vat nie, tussen al hierdie goed nie. Here, dit is te erg vir ons. Kan die dit nie maar minder maak? Hulle sê, nou, die weet nie hoeveelste dag, toe kom 'n engel na hom toe, en die engel kom af na hom toe, hy sê, ek is die engel, sorry dat ek laat is, maar God het toe jy begin, daai eerste dag, dit kan jy van leer van die Daniel vas, die eerste dag toe jy bid Daniel, toe is jou gebed beantwoord. Jou gebed is beantwoord die eerste dag toe jy opkyk die hemel, en jy sê, Here, help my. Onthou dit. As jou gebed 'n bietjie langer vat, dit is miskien die Satan wat verhinder dat die gebed by jou uitkom. Hy sê nee, die koning van Persië, dis die duiwel, die Satan het met my beklei. Hy sê, Michael, the archangel, moes eers met hom veg, totdat ek die boodskap by jou kon uitkry. Onthou dit. As jy nou sê, Here, wees met daai mens, wees met daai sieke, dan is hy daar. Hy sal lankal daar. Jou gebed word altyd dadelik beantwoord. Openbaring 8. Dink ek gaan kyk self, staan daar, en die gebede van die saints word opgevat deur die engele sodra jy bid.
vat 'n engel jou gebed op. Kom ons gaan verder. Hulle stuur 'n e-mail uit. Almal moet bid vir hierdie God. Met aanbid. Hulle gaan 'n standbeeld bou vir die koning. Almal e-mails gekry. Ja, daai ding was so hoog. Hulle het hom net in eendag gebou. Hy was baie hoog. Jy kon hom seker gesien het, as jy van hier af gesien het, kon jy hom seker een of ander sy kop uitsteek sien daar anders van ver, van kilometers ver. En toe begin daar nou bid. En hulle sê vir hulle, hoor nie so, julle moet kom buig vir hom. Hy standbeeld is klaar. Daar was buig voor baie, nou gaan ek weer noem. Daar word vir baie standbeelde gebuig hier in Suid-Afrika. Selfone. Buig voor het. Televisie. Sport. Hobbies. Computer games. Karre. Visvang. Enigiets. Buig ons voor. Ons gee meer eer aan dit as wat ons aan God gee. En ons spandeer meer tyd aan dit. En wat gebeur toe met Daniel? Ag, met Sadrag, Mesach en Abednego. 3 ouens daar agter. En die kom hulle na die koning toe sê, hierdie 3 ouens wil nie buig nie. Hoe lang buig jy al vir hierdie Babyloniese afgode? Iets wat meer ag as wat God. Hoe lang is jy al ongehoorsaam aan God? Verlang al hoor jy die stem praat met jou. En jy luister nie. Hoor jy daai ding wat jy doen, daai ding wat jy in jou huis het, daai ding wat jy doen, daai hobby wat jy doen, daai oog van jou rituaal. Hoe lang nog gaan jy voorbuig? Vir wêreldse plesier, wêreldse rykdom, dit najag en kyk hoe beste kan jy doen en ander mense naboorings en ander mense sê ek wens ek was soos daai ou, ek wens ek was so ryk soos daai ou, wens my kar was soos daai ou, ek wens ek soveel geld gehad. Dis buig voor die afgode. En hier kom Sadrag, Mesach en Abednego. En wat sê hulle? Die koning sê, hoe is julle stupid? Wat is fout met julle? Wat is fout met julle? Hoekom buig julle nie? Dis net 3 ouens, ek weet nie hoeveel miljoen, duisende mense nie. Hier is mense, en miskien het julle almal sit hier so en maak of julle kerk hou. Maar miskien is daar net, julle ken jou hart. Hy weet jy sit maar net hier vir die spoilsport. Jy is maar net daar so omdat jy ook moet maar buig. Op maar die show wees. Hy weet of jy jou hart regtig voor hom buig. Hy weet of jy daar sit en huil en sê, Here, my God, vergeef my. Dat ek gebuig het al die jare. Here, help my om op te staan en te sê, nee. Dis genoeg. Dis die geheim van Daniel en Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het sê, nee. Ons integrity in God, nee. En die consequences is ook nog goed. Wat het julle gesê? Koning, dit help nie, ons het al lang al besluit. Julle as kerk moet lang al besluit, julle moet iets op 'n papier neerskryf en sê, ons as kerk, dis wat ons glo. En as hier iemand inkom, dan gooi ons hom uit en sê hom nee. Ons glo aan God se wil vir hierdie kerk en ons bly daarby. Moenie laat jy op kant gevang word nie. En jy miskien sê iemand vir jou, hoor jy julle moet buig en hier sit jy in dit en jy is nie gereed daarvoor nie. Dit gaan gebeur, hulle gaan die kerk se deure toemaak, hulle gaan die instorm miskien in 'n geweer voor jou kop druk en sê vir jou, jy moet buig. Sê Jesus is nie die waarheid nie, of dan is so lewe gespaar. Sê Jesus is nie die seun van God nie, dan kan jy vrygaan. Besluit dit nou al in jou hart. Ek gaan staan vir God, soos Sadrag, Mesach en Abednego. Wat sê die koning toe vir hulle? Verstaan jy, ons gaan die vuur warmer maak. Die vuur gaan warmer gemaak word.
En toe vat hulle aan, hulle bind hulle hande agter hulle rug vas. Nou dis wat God wil hê. Jy is net besig om jou eie goeders te doen. God het gesê, ek is die Here, is jou herder, jy sal nooit iets kort kom nie. En as God jy sal nooit iets kort kom nie, hoef jy nie iets te organise nie, want hy is jou herder, hy staan voor jou, hy veg vir jou. Hy sê vir jou, gaan bly in jou huis, gaan sit aan die tafel, gaan eet lekker, ek het vir jou kos voorberei. Broer en suster, en ek praat met myself, die Here sê, jy sit aan die tafel, jy is daar as Daniel. Daniel het voorspoed gekry. Hy was, na al die goeders was hulle verhoog. Maar God wil hê jy moet partykeer jou hande agter jou rug vashou en net hom los, want hy kan doen wat hy wil in jou lewe. Moenie probeer iets organise. Ja, ek ken 'n pastoor, ek ken 'n dominee, ek ken iemand. Hoorie so, ek ken iemand wat vir jou kan help. God is besig om my ou te werk, maar daai persoon of daai persoon te werk. En toe sit hulle hande agter hulle rug en die vuur gooi. Wat kan jy doen? Niks. Jou hande agter jou rug. Jy kan nie keer nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie terugveg nie. En dis wat God wat jou miskien deur dit toestaan nou. Met die greep het jy, sit jou hande agter jou rug. God is 'n beheer. God is altyd 'n beheer. Maak nie saak wat, of jy siek is, of jy dood deurgaan nie, of jy sonder werk sit nie. God is in beheer van jou lewe, maar jy moet hom ken soos Daniel hom geken het. En wat het gebeur? Daniel se hand was agter, Sadrag, Mesach en Abednego se hand was agter hulle rug vasgemaak. En hulle gooi hulle toe in die vuur. Wat beteken dit vir jou en my? God gee altyd die Bybel vir ons om lesse te leer. Hy gee nie sommer net stories soms vir dit nie. Wat leer dit ons as ons in die vuur is? As jy in die vuur is en jou hande is agter jou rug vasgemaak, dan kan jy net op God vertrou. Want weet jy wat kan jy doen as jy op jou hande agter jou rug is? Jy kan net bid, Here, ek vertrou U. Wat sê Sadrag, Mesach en Abednego? As U die vuur nog warmer maak, daai God van Moses en van Dawid wat Goliat doodgemaak het, hy een van Dawid, daai ene wat Samuel gehelp het, daai ene wat die rooi see oopgemaak het, daai selfde God is aan my kant. Daai God is aan my kant. Daai God wat Jesus uit die dode opgewek het, hy is aan my kant. Hy wat nou die regterkant sit van die Vader, wat ons intree, hy is aan my kant. Ek vrees geen dood of mens kan iets aan my doen nie. Gooi my in die vuur. Here, stuur vir my die vuur. En ewe skielik toe hulle in die vuur is. Nou wat sê dit vir jou? Wat is die les wat jy daaruit kan leer? As jy in die vuur is en jy doen niks nie, vertrou vir Jesus en jy hou jou aan agter die rug. En dan ewe skielik dan sien jy, terwyl jy nie brand nie, die vuur is om jou, maar jy brand nie, daar is moeilikheid, maar jy brand nie, dan ewe skielik kom iemand na jou toe en sê, hoorie so, ek sien God is in jou plan, ek sien vir Jesus in jou plan, ek sien in jou oë, Jesus is in jou lewe, en sodra jy erken en eer aan die Here gee, dan gaan jou hande los. Wat gebeur dan as jy deur daai siekte, deur daai werkloosheid, deur daai besigheidsmoeilikheid, deur daai kanker, deur daai griep, deur daai longontsteking, deur daai wat ook al, bankrotskap, deur daai egskeiding, wat daai huweliksprobleme, is jy deur dit. Dat jou hande los. En dan gee jy eer aan die Here. Ek sien broer, jy het deur dit gekom, jy het nie werk gehad nie, maar nou het jy werk. Alle eer aan die Here, nou het werk. Weet jy, die Here het my die werk gegee. En wat gebeur dan? Dan begin ander mense om jou te glo aan hierdie selfde God. Wat? Hulle sê ewe skielik tussen er 4 mense daar staan. Toe sê die koning, het ons nie 3 ouens ingesit nie. Hoekom is daar nou 4? Maar die 4de een het gaan ondersoek die woord, beteken godeseën. Wat dit vir
Nebukadnezar se skrik gemaak. Wat het hom skrik gemaak, broer, suster? Daai godeseun was groter as sy God. Toe hom sien, toe sien hy van al hulle afgode wat in Babylon gemaak het, was daai God groter. En hy sterker. Jou God met jou aanbid is nie Mickey Mouse nie, broer en suster. Hy wil saam met jou loop as jy, wat met gehoorsaam begin word aan hom, aan sy woord. En dan vertrou in alle probleme, al is jou aan agterrug, al is dit moeilik, al is dit pynlik, hy is in die vuur met jou. Moenie probeer iets organise vir 'n boeta of 'n sussie, of iets probeer organise, ek gaan nou vinnig organise, ek het nie werk nie, ek het nie dit nie. Wag op die Here en sê, Here, ek het nie werk nie. Dankie vir my werk wat gaan kom. Here, ek is deur hierdie siekte. Dankie dat ek deur dit gaan kom. Dankie Here dat ek blind was en nou kan ek sien. Al is dit net in die oog. Dan kom, gee hom die Here. Dan sê Petrus hierdie woorde, dis beter te ontvang. En hy sê vir my, ek moet stil bly. Toe sê ek sal nie stil bly nie. Dis beter om aan die Here eer te gee as om mense te glo. Jy sien die vers hier agter my. Broer en suster, ons leef in die tyd van Babylon. Selfs as Daniel. Ek hoop die les leer jy. Wat is die les van Daniel? Hou aan. Glo in hy God, dat hy van begin af van jou geboorte af tot nou toe 'n plan het met jou lewe, en hy gaan nie wegvat nie. Hou jou hande agter jou rug, staan op jou knieë en sê, dankie Vader dat ek weet, U is met my. U sal my lei na plekke waar rus is. My siel sal rus kry, al is dit in 'n moeilike omstandighede, sal my siel rus kry. Al word my oë uitgehaal, Here, sal my siel rus kry. Hy is met jou. Jy moet net by sy plan hou en aanhou vertrou en hy boek glo dat hy boek waarheid is en dat God nie 'n God is wat lieg nie. En as hy vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Moenie mense vertrou, moet mense glo wat hulle sê oor jou nie. Gaan sit en spandeer tyd met God, soos Daniel. As sy deure oopgemaak het, as sy vensters oopgemaak het en gebid het en sê, Here, help my. En die Here was met hom daar. Hy het hom deurgebring, deur al sy probleme om koning gemaak op die eind. Hy was 'n koning, hy het in 'n heidenseland was hy 'n koning. Jy kan in hierdie heidenseland, kan jy regeer, net soos Daniel, maar jy verhinder dit, omdat jy begin planne maak en dinge doen. Ons dank die Here vir sy plan in jou lewe. Aanvaar dit vandag, al is dit hoe pynlik en hoe seer, en al verstaan jy dit nie, weet dat daar gaan God nog steeds die plan en hy is nog steeds besig met jou lewe. Vertrou hom. Okay? Vertrou hom. I appreciate you taking the time to hear today's lesson. To receive updates, kindly subscribe to our channel and share with your friends and family.